Ons dankbaar vir die Here ook van die Margaret in die huis van die Here vanmôre. We see you, we love you, we appreciate you. Thank you so much. When you come in, there's weight, and we hear you in this presence. Ons goed om van Enrico ook te sien. Young men that God is going to use for a time and moments such as this. You know, it is imperative that we walk in the Spirit. And today's sermon is going to be about walking in the Spirit. In a world that's full of corruption, full of chaos, full of everything else but God, we need to align to Him to walk in the Spirit. As He said with me, we cannot do like the world do or does. We can't forgive like the world forgives. We can't live, marry, and have children like the world does. We need to do it according to the Spirit. We need to be transformed. The way we think, our heart's condition should be transformed by the Spirit of God. And that's what we need as children of God. We cannot just come into the church for an experience. And when we go out into the world, we are one with the world. But this should transform us so that we can be different when we go out there. Are you with me this morning? So we have specifically flown in some women of God this morning. They call themselves G12. G12 Mondesa, so we had to bring them through the airports of Mondesa to come and minister unto us the word of God. Hulle is 'n mengelmoes van krag, van charisma, salwing, en hierdie vroue het nie geslaap gisteraand nie. Hulle het gelê in die olie van die salwing van die Here. And this morning it's just going to drip. Amen. So let's please call them up as they're going to come and just stand here in front, and then they're going to minister unto us the word of God. Amen. G12, Sister Irene as a leader. Amen. Dierbares, Pastor Samuel, dankie vanmôre vir die geleentheid wat U vir ons gee. Ons vat dit nie vir granted nie. Dis die manier hoe die Here vir ons gebruik as instrumente. So ons is G12 Mondesa. So ons gaan vir U bedien vanmôre. Amen. Ek kan maar. Amen, dierbares. Pastor Samuel, Juffrou Bonita, Pastor Sparky, Tannie H, die kerkraad, ouderlinge, wees gegroet in die onfeilbare naam van ons Here en Meester, en die geesvervulde kinders van die Here, wees gegroet in die naam van Jesus. Ons gaan vir U bedien om te wandel in die gees. So, walking in the Spirit is a metaphor for a daily lifestyle of obedience, guided and empowered by the Holy Spirit rather than by one's own sinful human nature, the flesh. So ons as wat hier is, wat kinders van die Here is, van God, dis belangrik om in die gees te wandel. So ons het 5 punte wat ons met U gaan deel. So ons eerste punt gaan wees, what is walking in the Spirit? Wat is dit om in die gees te wandel? Ons tweede punt gaan wees, how does someone look that doesn't walk in the Spirit? Iemand wat in die vlees wandel, hoe lyk so 'n tipe persoon? Ons derde punt gaan wees, why is it important to walk in the Spirit? Hoekom is dit belangrik om in die gees te wandel? Ons vierde punt gaan wees, how does someone look that walks in the Spirit? Hoe lyk iemand wat wandel in die gees? En ons laaste punt gaan wees, how do I move from walking in the flesh to walking in the Spirit? So, wees vanmôre waaksaam, maak U ore oop, luister wat die Gees vanmôre aan U wil sê.
en laat ons wandel in die gees van die Here. Ek gee vanmôre oor aan Suster Lisa. Amen. Goeiemôre dierbares, my naam is Liesel en ek gaan die eerste vragie vir u beantwoord. Wat is dit om in die gees te wandel? Kan ons asseblief na Romeine 8 vers 9 toe gaan? As u daar is, gee net 'n aanleiding. Amen. Is almal daar so? Is almal daar? Ek gaan hom in Afrikaans en dan gaan ek hom in Engels lees. Is almal daar? Okay. Julle word erger nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand wat die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anybody does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Om in die Gees te wandel beteken dat u daaglikse lewe onder die direkte leiding, beheers en krag van die Heilige Gees leef. Dit is nie eenmalige, eenvoudige emosionele ervaring nie, maar 'n deurlopende lewenstyl waar u eie menslike wil en sondige natuur, die vlees, moet neerlê om in te pas met God se wil. So u moet terugkom na die kruis toe. Elke keer. U moet belê, u moet terugkom, dan wandel u in die Gees. Om 'n goeie manier om dit te onthou is hierdie ou klein dingetjie wat sy naam selfoon is. Hulle noem hom in Afrikaans die slimfoon. Die slimfoon. Die slimfoon is 'n kragtige instrument. Maar as die battery dood is, dan is hy nutteloos. Dan kan jy nie SMS, jy kan nie bel nie, jy kan niks doen met hom nie. Maar as u hom in 'n kragbron indruk en u charge hom, dan raak hy weer 'n kragtige instrument. 'n kragtige instrument. Dis hoe ons moet in die Gees wandel. As u gevul is met die Heilige Gees, gaan u nie nutteloos wees nie, u gaan 'n geweldige, kragtige instrument wees wat die wil van God op aarde doen. Ek maak weer 'n voorbeeld en ek gaan van ek vat die Bybel. Handelinge 16 waar Paulus en sy span na profesie Asiës toe gaan, maar hulle wil daar gaan preek het. Maar die Heilige Gees het hulle verhinder, hulle kan nie daarna toe gaan nie. Daarna wou hulle weer na 'n ander profesie toe gegaan het om daar te gaan preek. Heilige Gees het gesê, nee, wag eers. Nie nou nie. Daarna, Paulus het nie kwaad geword nie. Hy het nie frustreerd geraak nie. Hy het nie sy eie kop gebruik nie. Hy het gewag. Hy het stil gaan staan en het geluister wat die Heilige Gees vir hom sê. En die Heilige Gees het vir hom geopenbaar met 'n visioen, 'n vision, en vir hom gewys waantoe, op watter plek nodig hulle se preek. So vandag wil ek wil net 'n klein testimonie vir julle gee van my lewe wat in hierdie maand gebeur. Hierdie maand in die begin van hierdie maand het ek en my suster Isiel het ons 'n groot uitval gehad. Ons het dit was die grootste uitval in ons tyd wat ons saam is. En ek het gesien dit maak die kinders, veral die twee meisiekinders, het dit nie 'n mooi effek gehad op hulle nie. Maar anyway, ons het in een huis gebly. Ons het met mekaar nie eers gepraat, ons het eers môre gesê en ons het verby mekaar geloop.
vir hierdie Junie maand. En pastoor het die opdrag gekry. Pastoor het vir Suster Irene die opdrag gegee dat ons moet preek. En dat ons moet preek van die Heilige Gees. Daarna, ons het die Woensdag by mekaar gekom. Suster Irene het vir ons gesê, ons moet toch voorberei asseblief en net voorberei. En as het daar kom, dan moet ons vir mekaar kan help. Oké, ons het gekom, maar ek het vir haar gesê, ek sal dit nie kan doen nie, van ek wandel in die vlees. Ek sal nie nou kan dit doen nie, van ek is nou te in die vlees. En daarna, ons het na pastoor, Saterdag het ons na pastoor toe gekom en pastoor het vir ons uitstel gegee vir 2 weke. 2 weke het gekom, 2 weke. Ek en Suster Ottilie, ons kom maak altyd die kerk skoon, maar dan gesels ons 2 en dan sê ek vir Suster Ottilie, ek sal nie teruggaan nie. Ek sal nie vir my suster gaan sê ek is jammer nie. Ek sal nie, hoekom moet ek ek sal nie, ek was in die vlees, ek het gesê ek doen dit nie, hoekom moet ek elke keer dit doen? Omdat ek 'n kleintjie is, moet ek dan elke keer teruggaan. Suster Ottilie het vir my gesê, doen dit vir jouself, vergewe en laat gaan, doen dit vir jouself. Ek het net gedink, hierdie suster, los eers die suster, praat nou goed wat ek wil hoor. Daarna, Woensdag, dit het gekom, hierdie maandag, Dinsdag, staan ek op, en iets het net vir my gesê, Matteus 18, ek moet Matteus 18 gaan, en ek staan op toe, en ek maak die kinders klaar, en ek kan nie wag nie van net, dit is iets wat ek kan gebruik, maar dit is iets wat ek kan gebruik in my preek, en ek gaan toe, ek maak die kinders klaar, ek wag, laat almal uitgaan uit die huis uit, ek vra eers die Heilige Gees, openbaar dit vir my, openbaar dit, wat is dit? Ek vat toe my Bybel, ek lees, ek kom by Matteus 18 vers 22, wat sê, julle moet julle se broers vergewe 70 maal 7. Die Here het hy geopenbaar. So toe dink ek vir myself, okay, hy het my geconvict, hy het my laat besef, ek moet terugdryf, want ek kan nie so aangaan nie. Ek werk met, dit is die Heilige Gees wat in my inwandel. En daai Dinsdag, voor ek enige iets gaan doen, toe kom my suster in, toe sê ek vir haar, Isieltjie, dis my suster se naam, ek noem maar dit, Isieltjie, ek is regtig jammer. Uit die diepste van my hart, ek is jammer. En my babietjie, Lolita, sy sê nou vir my, wanneer was in die week, en sy sê, mami, jy en Nana, dis nou alright, nee, jy en Nana, julle bid nou saam weer, julle lees julle se Bybelstories nou saam, julle drink nou koffie saam, so julle is nou okay. Sê ek, ja mami, ons is okay. So dis wat ek vir julle, u wil sê, as u in die Gees inwandel, niks is onmoontlik nie. Nothing is impossible for the Holy Ghost. So dankie, ek gee oor aan my suster Amy. Goeiemôre dierbares, ek is Amy. So ek is die taak gegee, is nou nie so 'n lekker taakie nie. Om vir julle ek handel met die vraag, how does someone look that does not walk in the spirit, but in the flesh? Hoe lyk iemand wat nie in die gees wandel nie, maar in die vlees? So just to define it, to walk in the flesh means to live, think and act guided by our natural human impulses, worldly desires, and our sinful nature, rather than being led by the guidance of the Holy Spirit. Can we turn our Bibles to Romans 8 verse 8? Is julle al daar? So hy's net so voor soos Elisa se skrifgie. Those who are in the realm of the flesh cannot please God.
wil hom vir julle in Afrikaans ook gee. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheer, kan nie die wil van God doen nie. Kom ons sit bietjie met daai ene. More than having a physical body, it is existent ruled by self, sin, and independence from God. Daai eie ek. It refers to human nature in its fallen state. And it is characterized by selfish desires, and it is characterized by selfish desires and actions that lead us away from the will of God. So, Paul lists the sinful acts in Galatians 5, verse 19 to 21. So we all know that the acts listed in Galatians 5, verse 19 to 21 go against or contradicts what pleases God. And we've highlighted 3 of these acts from which many of the other acts stem, namely idolatry, jealousy, and selfish ambition. So kom ons brei so 'n bietjie uit oor idolatry. So when you think about, althans kom ek sê, when I think about idolatry, my mind automatically goes to hierdie groot beelde, goue beelde, and people worshipping them. Maar in the modern times today, idolatry takes so many other forms, like money. So Liesel het gepraat van selfoons, is 'n baie kragtige instrument. Prayerlessness, biddeloosheid, en unforgiveness, onvergifnis, gesindheid. So kom ons brei net so 'n bietjie uit. Ek sal julle nie lank hou nie hierbaar. So money, we spend so much time thinking about money, how to make money, and we waste so much energy trying to make money. So, but it's so much more time and energy that we can spend on God. So we make money our idol. The second one, cell phones. So I have one question for you, en wees tog eerlik met julleself, dierbares. Ek self ook. When you wake up in the morning, is your first priority to spend time with God or to pick up your cell phone? And what I mean by picking up your cell phone is, I don't know about you, but we automatically are guided to Facebook and WhatsApp most. Yes. So what happens? You open Facebook, you see the wars, you see the natural disasters. Automatically it sparks fear within you. Die rentekoers het weer opgegaan. Die petrol het weer gestyg. Anxiety. Ek weet nie van die dierbare vrouens sê AliExpress en Shein het baie mooi rokke. Worldly desires. En kom ons begin nie eens by die resepte nie, dat jy mos nou al sommer vroeg môre honger. But let me tell you, the cell phone is a vessel that the devil uses to place a thought in our minds. And the more we entertain that thought, it becomes our reality. So we idolize it more at the end of the day. Okay, so prayerlessness. Hierdie ene het 'n bietjie baie diep geraak. So prayerlessness is defined as prayerlessness as an idol is defined as functionally dethroning God in favor of self. What does that mean? So the biggest way in which we worship and serve God is through prayer. Okay, so if we are not serving and worshiping God through prayer, what and who are we serving and worshiping? And the next one, unforgiveness, onvergifnisgesindheid. Dit is 'n bietjie van 'n groot een. It demands ultimate devotion. Daai is 'n bietjie ultimate devotion. As it dictates daily emotion and places past hurts above God's call for grace and above God's call for grace and ek het my woord verloor. Okay. Yeah, above God's call for grace and peace. It makes us bitter. It makes us angry. So, net so van, ek het nou nie hierdie dat het nou net opgekom by my. As jy kyk na die weegskaal, okay, die ligter ene is the devotion we have towards God.
Maar ons dra ons so swaar aan hierdie devotion that we have towards unforgiveness, and it works hand in hand with offense. Nee, nou, as ons nou soveel tyd spandeer en energie spandeer, devoting our time to unforgiveness and sin, what are we giving to God? Then we idolize unforgiveness, we idolize offense. Okay, the second, jealousy. So jealousy is a very subtle feeling. Nee, hy gaan sit so binne en ons daai lyn is so fyn dat ons daai lyn het basies onsigbaar geword. Ons sien hom nie meer, so ons weet nie eens meer ons is skuldig daarvan nie. So maar daar is so 'n uneasy feeling wat net nie lekker sit nie. That's how you identify it. So dit lyk ietsie soos comparing ourselves to each other. Nee, as dat sal ietsie lyk soos jene, daai is alweer swanger en hiersin sukkel ek alweer. Of having to convince yourself to be happy for someone. Ek het gehoor daai broer het weer 'n promotion gekry, maar hy moes lekker hand om die blaas met die baas. Ek het gehoor hulle het verloof geraak, maar ek weet nie so mooi nie. Daai ouetjie het daarom 'n bietjie van 'n verlede. Of julle ken mos daai aangeplakte smile. Is daarom 'n mooi huis. Hulle ry daarom 'n rentkar. Yeah, jealousy comes in many forms. And it is also many times the root to many of the other sinful acts that we do. Verdeeldheid, oneenigheid. They all lead us away from God. So we have to ask yourself, when you walk away from a situation or a conversation, do you leave the atmosphere peaceful of los jy 'n atmosfeer van verdeeldheid, oneenigheid, onmensy? Right, and the last one, ek is amper klaar. Selfish ambition. Can we turn our Bibles to 2 Timothy 3 verse 1 to 5? Kan ek maar lees? But mark this, there will be terrible times in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ek wil net by 2 Timoteus, by daai selfde skriflik net vir julle in Afrikaans ook sê, net daai laaste gedeelte. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. So yeah, all I want to say about this one is if you are unsure, question your motives. Why am I doing this? Am I doing this because it pleases God, or do I have more to gain from it? Ek wil afsluit met, ek oordeel die dierbares. Dit was nou nie 'n maklike taak en dit is moeilik om vir julle hierdie dinge te lys en nie iets by te gee om te sê wat is die uitweg nie. Maar ek wil julle los met Spreuke 4 vers 23. Okay. Dit sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die Engelse weergawe sê dit so mooi. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Baie dankie, ek gee oor aan Suster Dorothy. Goeiemôre die bares. Ek is Dorothy Vrey. Ek present hoe lyk iemand wat in die gees wandel. Iemand wat in die gees wandel word gekenmerk deur 'n lewe wat pas in God se ritme. Dit is baie sensitief, dit is iemand wat
in God se ritme is, as jy in God se ritme is, dan is jy mos deel van God se kapasiteit. En hy sê, dit maak vir jou, jy moet fokus op God se, die gees van die vrug vanmôre. Ek maak 'n voorbeeld, 'n boom. Ons is 'n boom. Ons as mens is 'n boom. Elke boom het mos 'n vrug. En daai vrug het mos 'n naam by elke boom. En daai vrug, hy sê 'n spesiale vrug in julle daglikse lewe. Die woord sê vir ons moet dagliks wees, ons moet spesifiek wees, ons moet nie soos ene wees wat sê, wat lei is om 'n ding te kan doen nie. En hy sê vir ons, hy sê, die Bybel gee vir ons die leefstyl in ons Galasiërs 2, vers 22, 23. Ons lees as volg. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. Ons gaan beweeg na liefde toe, die bares. Hoe lyk 'n persoon wat liefdevol is? Hoe lyk 'n persoon wat nie liefde het nie, of 'n persoon wat liefdeloos is? As jy by iemand kom wat liefde het, hy steek jou aan. Hy het 'n aantrekkingskrag na jou toe. Hy het 'n liefde kweek vir jou. Jy voel so warm in hy liefde in hy persoon se teenwoordigheid. En my ander punt is vreugde, die bares, blydskap. Hoe lyk ons blydskap teenoor mekaar vanmôre? Teenoor ons medemens, teenoor ons broers en susters vanmôre? Het ons hy blydskap binne in ons? As ons by iemand kom, steek ons daai blydskap aan. Of wat is hy swak blydskap wat sê, o nee, is alright. Maar het jy die blydskap binne in jou wat innerlik kan uitstraal na iemand toe, om vir iemand die blydskap te kan gee. Ek beweeg oor na vrede toe. Die woord van die Here sê, vrede gee ek aan jou, my broer en my suster. En as jy nie vrede het nie, dan is jy mos 'n uitgedroogde onderwerp van die vyand daar buite. As jy nie die vrede het binne in jou nie, dan is jy mos nie deel van God se kapasiteit vanmôre nie. Ek beweeg oor na my ander punt toe vanmôre, die bares. En geduld met die bares. As jy die geduld het, hoe lyk Job? Job het hy klomp geduld vanmôre. Job het hy geduld wat kan sê, ek is met jou, my suster. Ek staan saam met jou, my suster. As jy die gekyk het, as jy by die winkels instap, moet jy mos geduld het. As jy by die bank instap, moet jy mos geduld het. As jy by die hospitaal instap, moet jy geduld het. Maar weet jy wat, ek het 'n probleem met die gelowige mense. Hulle het glad nie geduld nie. Hulle het nie geduld nie. Hulle het glad nie geduld nie. Van 'n gelowige, kyk jy, hulle hou hulle so heilig. Maar as hulle voor dit kom staan, dan moet jy net kyk, hoe is hulle? Hulle is eerste, kan jy nie klaarmaak nie. Dit en hallo, los my heilige gesig is, my suster. Ons moet weet, hoe ons optree voor mense wat glad nie by die Here is nie. My vierde ene, die vriendelikheid en goedheid. Vriendelike mense is mense wat baie teer is op baie goed. Hy is gehulpsaamigheid. Vriendelikheid iemand wat gehulpsaamig is. Hoe is ons as kind van God? Is ons behulpsaamig teenoor ons broer of suster vanmôre? Kan God jou sê, jy is vriendelik in alles wat jy doen, my broer en my suster? Om goed te doen aan iemand vanmôre met die bares. Hoe lyk ons vanmôre as kind van God vanmôre? Kan ons sê, my broer, my suster,
kan ek jou help? As 'n gelowige moet ons mos nie goed terug verwag nie. Ons verwag mos nie goed terug nie. Ons kan mos nie goed vir ons en sê, "Hey, ek het vir jou daar gehelp, so jy moet vir my ook betaal. Jy moet mos aan my ook dink." Nee, my broer en suster, hoe lyk ons gesindheid teenoor ons broer en my suster vanmôre? Kan ons vanmôre sê, "Nee man, hy suster, ek het hom gehelp, maar hy dink nie eens aan my nie." My derde punt is getrouheid en sagmoedigheid. Hoe getrou is ons vanmôre as aan ons medemens vanmôre? Kan God ons vertrou met die Heilige Gees? Kan God ons vertrou met ons persoon langs aan ons vanmôre? Is ons baie betroubaar teenoor mekaar? Ons lojaliteit teenoor mekaar vanmôre. Sagheid. Sagmoedigheid beteken om sag. Is 'n sagte gees wat God vir ons gee. 'n Sagte gees vanmôre. En ek wil vanoggend sê, my broers en my susters, ons moet die tipe gees wat God vir ons gee, die Heilige Gees aankweek want die Heilige Gees is baie sag. Die Heilige Gees is baie lojaal vanmôre. En ek wil vanoggend vir elke persoon sê vanmôre, kom ons trek vanmôre die Heilige Gees nader na ons toe. My laaste punt vanmôre is selfbeheersing vanmôre. Hoe selfbeheersing is ons vanmôre, my dierbares? Het ons ons moet die selfbeheersing vanmôre is mos die tipe. Jy kan nee sê vir sonde. Jy moet kan sê, nee, ek is 'n kind van die Here. Ek present die Heilige Gees binne in my. Ek stel die Heilige Gees binne in my voort. My heel laaste punt is, wie sê jy, wie wil jy gesels oor 'n spesifieke manier, hoe jy geestelik dissiplineer, soos gebed of Bybelstudies wil doen, kan help jou om in jou lewe te kan wees. My God bless. Ek gee oor. Goeiemôre geliefdes in die Here. My naam is Ottilie en my topik is, hoekom is dit belangrik om in die Gees te wandel? Amen. Heilige Gees help ons om die begeertes van ons sondige geaardheid te oorwin. Kan ons na Galasiërs 5 vers 16 toe bly? Is jy almal daar? Amen. Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Die Heilige Gees verander ons na die beeld van God, deur ons gedagtes, emosies en wil te suiwer en te vorm volgens die karakter van Jesus. Kan ons na 2 Korintiërs 3 vers 18 toe bly? 2 Korintiërs 3 vers 18. Is jy almal daar? Amen. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, van ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Halleluja. Die Heilige Gees is altyd by ons om ons innerlik te versterk, te troos en by te staan. Amen. En hy is ook 'n goeie raadgewer. Hy is die beste raadgewer. Amen. Amen.
kan ons na Johannes 14 vers 16 toe bly? Is die almal daar? Amen. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Amen. Dierbares, daar is 'n instrument wat ek vir u wil voorstel. U almal ken dit, die kinders wat veral geography gehad het. So hierdie instrument is 'n kompas. Nou, kompas word gebruik om die rigting vir u rigting te gee, veral in die woestyn of in die forest of in die see. Dit word by verskeie plekke ook vir gebruik. Maar ons het 'n geestelike kompas. En dis die Heilige Gees. Amen. En die Heilige Gees sal u lei. Soms word ons in die toestand bevind waar ons verlore voel. Ons voel alles rondom ons weet nie waantoe om te beweeg nie. Ons is doelloos, ons het nie purpose nie. Maar die Heilige Gees sal altyd vir ons lei tot ons bestemming. Amen. En die kompasnaald wys altyd na die noorde toe. En die kompasnaald sal u die rigting wys waarna u moet beweeg. Nou die Heilige Gees sal u altyd herinner aan Jesus se woorde. Ek het so vir my in bevind, my man doen al die werk nagskof en dan mense soos alleen by die huis. En daai het iemand het 'n vroutjie gejaag en sê in ons vertrek daar ingehardloop in die gang en die vroutjie het geskree, maar ek kon nie vir haar help nie. Van die persoon daar buite is, ek weet mos nie hoe daar buite is nie. Ek kan nie uitgaan nie. En die deur is toe, die vensters is toe, maar ek is so in vrees. En die skrif kom by my, 2 Timoteus 1 vers 7, en ek sê, die Here, u het nie vir my die gees van vreesagtigheid gegee nie. Nou sê ek net krag, liefde, selfbeheersing, en ek het vrees het van my af weggegaan. So die Heilige Gees sal altyd u herinner aan die woorde van Jesus. Amen, en dit is die oplossing van u probleem of die toestand waar u deurgaan. Ten laaste, die Heilige Gees het die kragtige bediening om die wêreld te oortuig. Sonde, geregtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 8 tot 11. Kan ons net? Ek sal net aflees, dit is duidelik. Versie 8 sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel hier is. Van sonde, omdat die wêreld nie in my glo nie. Van God se regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe en julle my nie meer sien nie. Van veroordeling, omdat die regerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Amen. Ek gee my sis. Mens voel so snaaks hier, so 'n heilige plek. Die waar is ek stel vanmôre aan die voor. Hoe beweeg ek? Beweeg ek van wandel in die vlees na wandel in die gees? Nou die waar is, ons kan nie van die woord van die Here af wegbeweeg nie, en ons kan nie die woord van die Here verklein nie, want dit is die hoogste gesag hier. En dan lees ons in Galasiërs 5 vers 19, waar die woord van die Here sê, en die werke van die vlees is naamlik openbaar: oorspel, hoerery, onreinheid, ongehoorsaamheid, afgoderry, toordery, vyandskap, twis, jaloesie, towery, naaiwer, en die lys gaan aan.
Nou die maar is hierdie skrif laat ding my so aan die toestand van Job se lewe. As ons Job, die boeke van Job lees, as sien ons Job was baie getrou. Eintlik as ek so dink aan Job se geestelike toestand, dan dink ek aan Job was baie getrou diep in sy gees towards die Here. Want Job het homself in 'n baie moeilike toestand bevind. Die volk van die Here ken mos Job, hoekom lyk julle dat so ernstig? So Job het hom in 'n baie moeilike toestand bevind. En toe Job in sy toestand is, toe het even Job se vrou, so Suster Bonita, nou so mooi landsbestoor lyk, het vir Job geopdrag en gesê, vloek die Here en sterf. Maar Job het een keuse gehad, en Job het besef, maar ek kan nie dit wat ek het, hier binne in my, verruil vir dit wat die vyand wil hê ek moet doen nie. En Job moes tot homself kom. Die woord van die Here sê Job het tot homself gekom. En Job het gesê, die dag toe Job tot homself kom, toe besef Job, maar ek het 'n opregter nodig. En Job, as ek lees in Job 42, wat Job bely het, dit vat my terug na die kruis toe, die waarheid. Job moes by die kruis kom en Job moes bely het om te besef, maar ek het die Heilige Gees nodig om my te leer en te lei. En toe Job bely by die kruis, en toe moes Job opstaan, want hy kan mos nou nie daar sit nie. Daar moet goed gebeur hier in die gees. So toe Job opstaan van die kruis af, toe trek Job Romeine 8 vers. Toe trek Job Romeine 8 vers 1 aan. En die woord van die Here sê daar vir Job, nou daar is dan nou geen veroordeling vir jou wat in Christus wil wees nie. En toe die Here vir Job die opdrag gee, toe bemaan die Here vir Job en sê vir Job, maar nou moet jy om 'n sterker persoon te wees en om hierdie vleeslikheid wat in jou was af te lê, moet jy Galasiërs 5 vers 22 aantrek. My suster Dorothy het dit aangehaal. En toe Job Galasiërs 22 vers 23 aantrek, die was, toe kom Job as 'n sterker man voor. En as ons lees ons Job se einde was goed, sê die woord. Maar Job trek aan liefde. En toe Job liefde aantrek by die kruis, dan laat dink dit my so aan, as jy 'n kankerpasiënt se lewe ken. Ek wil pastoor, hierdie plek is heilig, geen kanker tref ons nie. Maar dit is 'n voorbeeld, want dit spreek so diepte in dit. Toe Job Galasiërs 5 vers 22 aantrek en hy trek liefde aan, dan present liefde vir my so met 'n appel. Die ware se appel is 'n baie diep ding, as ek nou so opgelees het. Dit praat van teerheid, dit praat van liefde, dit praat van nurture, dit praat van hoe om uit te gee, om uit te straal. Die ware. En dan kyk ek so aan vriendelikheid. Ons is bitterlik vriendelik by die Here. Ons is baie vriendelike mense by die Here. Vriendelikheid is 'n piesang. Nie een vrou, nog 'n man, want my man doen sulke goed. Hulle koop die verkeerde goed. Hy sal 'n piesang loop koop wat nie reg is nie, daar wil ek iets oorkom. Nou die waar is dan, of nie 'n vrou sal 'n lelike piesang koop nie. Nou as jy die piesang so mooi kyk, hy's so geel, hy's so lekker. As jy hom oopmaak, dan geniet jy die vrug. Dis vriendelikheid. Ons moet meer piesangs eet, vriendelik raak. En selfbeheersing. Ja, selfbeheersing laat ding my so 'n kiwi vrug. Dis mos 'n bitterlike diervrug daai. Ek kyk hom altyd so in die winkel, ek lê maar by jou plek. Daar waar jy hoort lê daar. Nou 'n kiwi vrug is 'n baie lekker vrug. Kyk, jy kry sommer lus om te eet. 'n Kiwi vrug is nou nie soos olywe nie. My ma het altyd gesê, luister, sit maar net vir my blaar en tomaat en komkommer en los maar hy olywe, want olywe is mos 'n ding, so dat jy met hom loop leer lief kry in jou mond. Nederigheid is so 'n simboliese ding. Nederigheid en geduld gaan so hand in hand. Die waar is nou, op die einde van Desember, eet ons mos net wattelmoen. Ons gaan eintlik tydens op 'n wattelmoen eet. Of ons wil nou maar raak, ek weet nie wat doen nie. Maar sekere goed is vir sekere mense, nie vir sekere mense. Nou die waar is 'n wattelmoen word twice per jaar word hy gekweek. Hy word geplant, hy moet en op die einde van die jaar, dan geniet ons die vrug van hy wattelmoen. Dit is wat selfbeheersing, geduld en nederigheid doen. Nou die waar is môre is my gedagte net wat ek by die volk van die Here wil los. Is
Hoe lyk ek vanmôre? Is ek 'n aangename geur waar ek my voet sit? Hoekom moet my pastoor daar so sukkel met my om kerk toe te kom? Hoekom moet my pastoor daar so sukkel met my om net asseblief die winterdryfwy te... Jy verstaan die Paris? Jy so klomp goed pastoor laat sak nou sy kop, hy kan maar sy kop optel. So die Paris ons het vanmôre kyk. Klassifiseer ek my vanmôre by Amy? As ek vanmôre by Isel, die punt is vir die voorgehou. Nou waar is ek vanmôre? Waar wil ek vanmôre wees? Want die woord van die Here sê vanmôre vir ons is tot alles in staat. Deur Christus wat ons die krag gee. Daar's die dierbare is daar in Arop sê altyd, ons moet nooit en ons moet ophou ons redding van selfsprekend ag. En ons moet dit 'n daglikse taak maak om ons kruis op te neem en die Here te volg. So dierbare is ek wil u vanmôre los met hierdie gedagte. Waar is u vanmôre? Staan ek by die kruis waar ek liefde gee, of staan ek vanmôre by die plek wat ek net suurlemoene uitdeel? Staan ek vanmôre by die plek wat ek olywe eet, of staan ek vanmôre by die plek wat ek 'n kiwivrug eet? Waar is ek vanmôre? Dit is 'n vraag wat jy vra vir my. Jy moet vanmôre tot jouself kom, soos Job. Ons kom tot ons self vanmôre en ons erken, ek sê vir myself elke dag, maar jy is afvallig. Ja, my ma het altyd gesê, my ma sê altyd, afvalligheid is iets wat ek moet vir jou sê, en jy moet dit self erken. So die waar is, kom ons identifiseer vanmôre, waar is ek? Waar wil ek vanmôre wees? En die Here seën. Wow, baie pragtig. Kom gee vir hulle nog lekker hande klap. Amen. Ek sien nou Wim smile omtrent breed daar, dis soos 'n piesang. You know, these recent days I have discovered the definition of an idol. And I like what Amy said in terms of what we think. When we think of an idol, we think of a statue. We think of bowing before something. But the definition of an idol in today's world, an idol, listen to this. Ek wil eintlik jy moet dit afskryf. Kry 'n bly, vat die selfoon, skryf dit af. An idol as jy daar sê amen. Maar ek wil jy moet dit afskryf. An idol is whatever you look at and say in your heart of hearts. So an idol is whatever you look at and say in your heart of hearts, if I have that, then I will feel my life has meaning. As ek daai ding kry, sal ek voel my lewe het betekenis, purpose. Nee? Then I will feel my life has meaning, comma. Then I will know I have value. As ek daai ding kry, dan sal ek weet ek het waarde. So ek lees hom van begin aan net laat u saamloop. An idol is whatever you look at and say. That and say in your heart of hearts. If I have that, then I will feel my life has meaning. Comma, then I will know I have value. Nou lees ons verder. Comma, then I will feel significant and secure. Punt. Ons kan hom net daar stop. Wat is daar in u lewe wat u voel? Hierdie ding bring meaning to my life. It brings significance to my life. It brings value to my life. It brings security to my life. That is your idol. If that thing is not God, it's your idol. Now it narrows it down to our children can become an idol.
My kinders gee meaning. Alles wat ek doen, doen ek vir my kinders. It's an idol. If it's not God, it's an idol. My werk, as ek net werk het, dan sal ek security het, dan sal ek, then my life will be significant, then I will be significant, then I will feel I belong somewhere. It's an idol. God is a jealous God. If that is not God, take everything, and now we understand scriptures like, as jy nie vir jou vrou kan sê, en jou man kan sê, en jou kinders kan los en verloon, and for my volk nie, then you are not worth it. How many of us are worshiping our children? How many of us are worshiping our husbands? Our wives? Anyway, my vrou is die jobse vrou nie asseblief. Glad die jobse vrou nie. Sy is Elisabeth en Sarah en Han, asseblief. Rebecca. How many of us worship our wives, our belongings, our material, our money, our parents? We need to go back, and Sister geëindig het, and do introspection. What is my idol? Bible says, and my sister was actually saying, a compass always points north. The Holy Spirit always points to the Word. The Holy Spirit will never do something outside of the Word. He will always point to the Word. So one thing that you can do from a discernment perspective is, what I'm hearing, is there something in the Word? That means if I don't have the Word, the Holy Spirit cannot really use me. So, because the Holy Spirit is not necessarily using me, He's using the Word, and the Word is in me. And so I'm a beneficiary of that using. As you saam met my. So you need to be filled with the Word. The reason why God called a homonger, a killer, wat alles het hy gedoen, volger, mense doodgemaak het, Christene doodgemaak het, Stephanus, he actually orchestrated for Stephanus to be killed and stoned to death. The reason God used Saul, was because he was filled with the Word. Saul was sitting at a man called Gamaliel's feet. Hy daar gesit en geleer. Vir omtrent 15 jaar het Paul net die woord geleer, terwyl hy nog Saul was. Maar hy het soveel woord gehad dat die Here gesê het, I can't lose this man, I want to use him. That's why he could write so many epistles and so many words in the Bible, in the New Testament. Why? Because he was filled with the Word. You have so much information about what's going on in the world than in the Word. As ons nou vra, dan sal u praat van die sokker en die World Cup en die team, en as die team is nou op watter en as hulle wen, as hulle goal score, dan sal hulle wen. And you got all these things, but when you ask about the Word, there's nothing. That's why you wonder why the Holy Ghost can't use you. You are unusable. The Holy Spirit can't use you if you don't have the Word of God in you. You need to have the Word inside of you. The reason Shadrach, Meshach, and Abednego could come out of the furnace fire was because the Word was in them. And that Word was Jesus. So when they hit up the situation and circumstance, the Word came out and became flesh. And that's why Jesus was walking around with them in the furnace fire, because that's the Word that became flesh. Oh, yeah. How to move. Very beautiful. Isaiah chapter 1, kom ons staan. Isaiah chapter 1 verse 18 says. Wat sê Jesaja hoofstuk 1 vers 18? Who knows? Don't Google. Don't put it on the screen. What does Isaiah chapter 1 verse 18 say? You can read it.